So ons reeks begin, of het laasweek, dink ek begin, of 2 weke terug, ek is nie seker nie, met Barley Life. Dit was ons eerste superkos en vanaand kyk ons na probiotika. Dit was my baie interessant toe ek navorsing doen om te sien dat probiotika word beskou as 'n superkos. En na al my navorsing en hopelik na vanaand sal julle besef hoekom dit so 'n wonderlike toevoeging tot ons daaglikse dieet behoort te wees. So ek fokus op superkosse, want superkosse wil ek ook maar net sê, julle, dit is maar 'n bemarkingsfoefie. Daar is nie eintlik so iets as 'n superkos nie. Die gesondheids mense niche mark gebruik superfoods, dan koop ons meer en dan glo ons hierdie kos het wonderwerkende krag. Maar eintlik net in vergelyking met die snert en die nonsens wat in ons daaglikse dieete is dit wat God gemaak het superkos. En as jy gaan kyk na die eienskappe, dit wat dit bevat, sal jy verstaan hoekom dit 'n superkos is teenoor byvoorbeeld 'n hamburger of 'n chippy of 'n pastei of wat ook al. Want dit wat hy geskep het wonderlike, ongelooflike eienskappe wat ons liggame so na smag. So ek het besluit om superkosse te kies. Ek doen altyd siektes, maar ek net besef, baie van ons eet nie gesond nie, want ons besef nie eintlik wat se goud het God vir ons gegee nie. So daarom fokus ek bietjie ook op die kosse aspek, om ons dalk te motiveer om hierdie kosse in ons daaglikse dieet te begin aanskaf. Okay, so julle, die wat nie my platform ken nie, Back to Eden, ek is apteker, lank in die apteek gewerk, en net besef dat mense word nie gesond van medisyne nie, medisyne beheer ons simptome. So toe die Here vir my sê, it's time to get back to the garden, dit het my 'n hele paar jaar gevat om te probeer ontsyfer wat sê hy. Ek het klomp idees in my kop gehad van wat dit moontlik kan beteken, en op die ou end is sy hart vir ons, deur die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, dat ons terugkeer in verhouding, terug in die tuin, saam met hom wandel, in intimiteit met hom leef, en soos Adam ook geëet het van die bome af, en van die aarde af, om ook weer selfs ons fisiese liggaam voor te berei om te eet van die aarde af. So dis maar waar hierdie platform gaan, en dis eintlik ongelooflik wat jou liggaam kan doen as jy vir hom die regte voeding gee. So dit is my passie en waar ek opgewonde is. Julle, ek het al baie sosiale media kanaaltjies probeer, maar ek is nie goed daarmee nie. So dit wat ek op hierdie stadium van my lewe kan doen is 'n WhatsApp groep. So as jy nog nie op my groep is nie, scan hierdie code of die kode en kom in die groep in. Ek deel daar wanneer ek praatjies het, as ek afslag het op produkte of dienste of wat ook al. Ek gaan nie dit sommer weer op WhatsApp en Facebook en al daai goeders doen nie. So die groep is maar die manier. Kom ons spring weg. Superkosse 2, probiotika. Vir wie is probiotika? Dit is vir pasgebore babas, vir ou mense, siek mense, buisvoeding pasiënte, kinders, tieners, ouers, almal. Almal moet probiotika elke liewe dag van hulle lewe drink. Ons gaan vanaand gesels oor kosse en ook oor aanvullings. So, dit is nie die een of die ander nie. Wat is 'n probiotika, julle? Want ek dink baie van ons weet nie eintlik mooi wat dit is nie, maar die term word heeltyd gebruik en rondgegooi. Maar ons sal nie, as iemand nou vir jou 'n mikrofoon gee en sê, wat is probiotika? Gaan jy nie regtig dit kan beantwoord nie. So, wat is 'n probiotika? Dit is 'n tipe organisme wat die hoeveelheid voordelige bakterieë in jou kolon kan vermeerder. So julle, ek wil sommer sê, as ek gedurende hierdie praatjie verwys na gut, die gut is jou kolon. Jou kolon is jou gut. Dit is dieselfde ding. Dieselfde met die woordjie microbiome of probiotika of biota, dit is alles dieselfde. Dit verwys na goeie bakterieë in jou kolon. So jou kolon, jou darm, het verskriklik baie triljoene goeie bakterieë wat hom ongelooflike eienskappe gee. So 'n probiotika sal dan 'n organisme, 'n lewendige organisme wees, wat die hoeveelheid voordelige bakterieë in jou kolon kan vermeerder. So daar is slegte bakterieë in jou kolon en goeie bakterieë. 'n Probiotika, as jy dink dit is vir dit, probiotika vermeerder die goeie bakterieë. So, lewendige bakterieë wat in die voeding van jou spysverteringskanaal leef, dit kan die liggaam se vermoë om voeding te absorbeer en infeksie beveg verbeter. So dit is in essensie wat probiotika is. So julle, hierdie is baie interessant. Jou liggaam het byna dieselfde hoeveelheid gut bakterieë as wat daar selle in jou liggaam is. So ons is elke een is eintlik maar 'n mengseltjie van selle en bakterieë. Dit is eintlik wat ons is in essensie. So jou vel en jou spysvertering, daai twee sisteme het
omtrent 2000 verskillende tipes bakterieë. So 2000, dit is om te sê, kom ons vat honde, dit is 2000 verskillende tipes honde, soos 'n staffie, 'n boerboel, dis verskriklik baie. So dit is wat op jou vel en binne in jou gut aan die gang is. So 'n vraagie wat ek sommer net het, as ek nou die stelling maak en sê, ons is eintlik maar 'n bondeltjie bakterieë en selle, dis eintlik waaruit ons bestaan, hoekom is ons so behep met sanitasie? Sanitasie, met ander woorde om alkohol te gebruik, skoonmaakmiddels, chemiese skoonmaakmiddels te gebruik om skoon te kom, dit vernietig hierdie bakterieë. So eintlik as jy mooi daaraan dink, as jy bakterieë is en jy gebruik die hele tyd goed wat jou bakterieë doodmaak, dit maak nie eintlik sin nie. Ons moet eintlik vir mekaar van, maar hoe kan ek hierdie bakterieë se werking aanhelp? En dis waar vanaand gaan. Ok julle, so wat is 'n probiotika? Ek wil net sommer 'n vrywaring sê met hierdie gesprek. Baie ma's kan nie normaal kraam nie, en hulle enigste opsie was 'n keiser. Baie ma's kies om 'n keiser te doen. Vanaand is nie om te sê keiser is verkeerd, normaal geboorte is reg nie. Dis glad nie waar dit gaan nie. Daar's ook glad nie skaamte of wat sê ons in Engels guilt or shame. No guilt of shame vanaand. Ek dink dit is belangrik dat ons besef wat is die impak van normale geboorte. En as jy dit nie kan doen nie, wat stroop jy jou kind van of wat gebeur met jou kind en hoe kan jy dan kompenseer? Want baie van ons weet nie hoe om te kompenseer nie. Ons weet nie, okay, ek kan nou nie normaal geboorteskenkie, ek moes 'n keiser doen, maar wat kan ek doen dat my kind nog steeds die voordeel, die tipe voordeel ervaar van normaal geboorte? Ons weet nie hoe om dit te doen nie. So dit is eintlik waar dit gaan. Dit gaan nie daaroor om te sê jy moet net normaal kraam, dis glad nie waar dit gaan nie. Okay, so, hoekom is 'n normale kraam, soos wat God dit vir ons eintlik gegee het, hoekom is dit so 'n wonderwerkende, ongelooflike gebeurtenis? Soos julle nou kan sien, hierdie babietjie se kop en nek gaan hier deur wat hulle noem die geboortekanaal. Wanneer die kind deur daai geboortekanaal gaan, smeer daar van die ma se biota, haar goeie bakterieë wat nou in jou vagina is, smeer af aan die kind se vel. En wat so wonderlik daarvan is die oomblik as dit gebeur, dan trek jou vel daai bakterieë in en die liggaam, die babietjie se liggaam begin sy eie probiotika produseer binne in die kolon. Dit is ongelooflik. Okay, so natuurlik dan as jy 'n keiser kry en die kind is nie in die geboortekanaal nie, kry jou kind nie daai voordelige bakterieë nie. So, dan moet ons ander planne maak. Dan moet daar vir ons 'n backup wees. En dit is waar vanaand gaan. Daar is 'n backup. Daar is iets wat ons kan doen. So, dis dan altyd belangrik in konsultasies vra ek, veral as iemand sukkel met goed soos allergie, asma, ekseem of IBS, vra ek vir die pasiënt, is jy normaal gekraam of is jy met 'n keiser gebore? So, alhoewel ek glo sê maar net normaal of keiser is nie, dis die rede vir jou ekseem nie. Daar's klomp goetertjies. Iemand sou dalk, okay, omdat hy nou nie normaal kon kraam nie, was die kind se immuundeel dit af, die kind die hele tyd antibiotika gekry. So dit was nou nog 'n tik wat nou die rede vir ekseem of wat ook al kan aanhelp. So dis nie net die een of die ander en nou het jy die siekte net as gevolg van normaal kraam of nie normaal kraam nie, maar is altyd goed om te let waar dit begin, waar het jy al uitgemis op goeie bakterieë en dit gebeur dikwels al by 'n keisersnit. So, wat is die rol van probiotika in die kolon? Daar is baie meer dink ek as op my lys, maar hierdie is nou wat ek nou vir ons vanaand kon opsom. So eerstens, dit ondersteun jou immuunstelsel. So as jy dit nie weet nie, leer ek jou nou dalk vanaand ietsie. Dit was vir my ook ongelooflik om hierdie te leer. Ek wil sommer net hierdie sê net vir interessantheid julle, niks van hierdie inligting wat ek met julle vanaand deel, het ek as apteker geleer nie. Die funksie van die kolon, die feit dat die kolon belangrik is en hierdie ongelooflike funksies het, ons leer hierdie goed glad nie. Julle, as jy gaan staan in die apteek, as 'n jong aptekertjie wat net jou graad gekry het, dan kyk jy, wat gee die assistente, wat se probiotika gee hulle vir die mense, en jy doen maar net dieselfde as hulle. Ons weet eintlik niks van hierdie goeders af nie. So, ek wil vir julle sê, daar's baie wat ons mediese nie weet nie, en dit is letterlik net omdat ons dit nie geleer is nie. So, ja. So jou immuunstelsel sit in jou kolon as gevolg van hierdie triljoene goeie bakterieë wat siektes beveg en wat indringers beveg. So dis hoekom as jy jou immuunstelsel wil bou, is 'n goeie idee, drink 'n probiotika. Ons dink altyd Vitamiin C, maar begin by probiotika.
Okay, die kolon of die probiotika, die goeie bakterieë in jou kolon het verskriklike, ongelooflike anti-inflammatoriese werking. So hulle druk inflammasie af en julle sal vanaand as ek klomp siektetoestande noem, sal julle sien hoe ongelooflik kan hierdie bakterieë funksioneer. So dis baie interessant ook net vir my. God het jou liggaam geskep om inflammasie te beveg. Dit is wat hy kan doen en wat hy moet doen, maar ons gee die hele tyd vir ons liggaam kos wat inflammasie bewerk. So jou arme liggaam is hy 3 tree agter as daar dan 'n siekte kom, want hy's net besig eintlik om die inflammasie van jou kosse te bewerk en dan kom dan nog 'n siekte en dan is jy dodelik siek en dan verstaan jy nie maar waar is my immuunstelsel nie? Jou immuunstelsel is besig om die nonsens wat jy eet te probeer verwerk en uit die liggaam uit te kry. Dan verbeter die probiotika in jou kolon gesonde spysvertering. Hierdie bakterieë saam met ensieme verteer letterlik die kos. Hulle help ook om die kos te verteer sodat dit in die bloedstroom, die voeding in die bloedstroom kan ingaan. Dit beheer IBD, dit is irritable bowel diseases, dit is soos colitis of Crohn's. So daar's 'n paar siektes wat val onder IBD, so hierdie bakterieë kan help om dit te beheer. Dan ondersteun dit 'n pragtige vel. Julle 'n sê ding of 'n belangrike ding wat jy sommer 'n knoop in jou oor kan maak. Jou vel is altyd 'n spieelbeeld van dit wat in jou kolon aan die gang is. So as jy sukkel met ekseem of jy het akne, dan is roompies kan 'n tydelike verligting bring, maar dit gaan nie die probleem oplos nie. Ons moet kyk na die kolon. Dan stimuleer dit die afskeiding van immunoglobien A en T-selle. Dit is jou immuunveggende selle. So, die oomblik as jou kolon se bakterieë sien, okay, hier is 'n virus of hier is 'n bakterie, dan sit hulle dadelik 'n aanval aan dat daai bakterie of indringer kan verwyder word. Dan produseer dit Vitamiin B12, Vitamiin K2, biotin en butiraat. Okay, so, as jy sukkel met 'n B12 tekort, dan moet jy eintlik vra maar hoekom produseer my kolon dit nie self nie, want jou liggaam produseer hierdie goeie self, het nie noodwendig hierdie nodig vanuit kosse nie, of eksklusief uit kosse uit nie, jou liggaam maak dit self ook. So B12 is baie belangrik vir bloedvorming en senuweevorming. So die gesondheid van jou bloed en van hoe jou senuwees vorm hang af van jou vlakke van B12. Dan ook help dit met DNA-sintese, so letterlik hoe jou DNA gevorm word. B12 is baie belangrik. En breinfunksie. Jy kan nie normale, goeie, gesonde, logiese denke hê as jy tekort het aan B12 nie. Dan Vitamiin K2 is jou stollingsvitamien, so hy help dat jou bloed stol. So dis 'n baie belangrike een en dan kan hy ook help om jou beendigtheid te vermeerder. So daar's nog baie studies julle, so hierdie is, so sê net maar die beendigtheid een is nog 'n hulle het studies gekry, maar hulle moet meer studies doen om dit 100% te bevestig. Dit is daai tipe gevalle. Dan jou biotin, dit is, as jy 'n tekort het aan biotin, dan sal jou naels sal verbrokkel, jou hare sal uitval, hartprobleme, veluitslag, dit is as jou biotin, as jy tekort het, en dan die butiraat is eintlik net belangrik vir jou immuunrespons, en dit help om jou kos te absorbeer, die voeding te absorbeer, vir goeie gutgesondheid. So, dan ook hierdie probiotika balanseer die slegte kolonie, so daar is ook slegte bakterieë in jou kolon, dit moet so wees en is goed, maar die verhouding tussen goed en sleg, daai verhouding is baie belangrik. So, as jou goeie bakterieë, as hulle reg werk, sal hulle sien, sê net maar, die fungi begin nou 'n bietjie oorneem, kom ons hap die fungi, en dan sal hulle die fungi probeer afbring, so hulle hou die hele tyd om hulle hou daarvan, of dit is hulle werking is om daai balans te handhaaf tussen die verhouding sleg en goed. Dan verbeter dit jou barrier function, die mukosale grens, voel dit vir my, niemand sal weet wat dit beteken nie. So barrier function is letterlik, kom ons sê die omhulsel van jou kolon. So as daar byvoorbeeld gaatjies inkom, of as gevolg van die hele tyd hoë inflammasie en kosse wat ons eet en geneesmiddels wat ons gebruik, dan kan al giftige goed uitlek in jou bloedstroom in en dan kry jy outo-immuunsiekte. So jou goeie bakterieë is eintlik verantwoordelik om daai funksie, daai grens, kan ek maar sê, die hele tyd te versterk, en om so te kry dat hy nie deurlaatbaar is nie. En dan voorkom dit dat daar patogene in die spysverteringskanaal inkom, se epithelium. Die epithelium is net selletjies wat ook die barrier function of die grens omring, en hulle help ook om vir voeding om geabsorbeer te word. Reguleer die senuweestelsel. Ek weet hier is baie inligting, maar dit gaan nou meer opwindend raak, so hou net by. Dit reguleer jou senuweestelsel,
sentrale senuweestelsel, julle, so dit met ander woorde, hulle praat van die brain-gut axis or the brain-gut connection. So dit is in kort om te sê, daar kan nie nonsens in jou brein aangaan sonder dat jou liggaam dit sal voel nie. En wat ek daardeur bedoel is, as jy depressie het, gaan jy hartlywig wees, want jou brein en jou gut is direk met mekaar verbind deur die vagus senuwee. So, as jy sê maar spoeldiarree het, dan kan dit angstigheid by jou veroorsaak, of dit kan, as jy baie lank hartlywig is, kan dit bietjie depressie veroorsaak. Serotonien, wat 'n goedvoelhormoon is, tussen 70 en 90% daarvan word in jou kolon gemaak, né? So, ja, kan jy nou dink, so die hormoon wat jou goed laat voel, jy sal dink is iets in jou brein, dit kom eintlik van jou kolon af. So dis maar net baie interessant om te let dat jou regulering van jou emosies en van jou gemoedstoestand sit eintlik in jou kolon, jou kleinbrein. En dan julle maak jou kolon of jou goeie bakterieë maak ensieme wat slegte mikrobe vernietig, slegte patogene vernietig. Okay, hoekom ons almal daagliks 'n probiotika moet neem? Julle, hierdie is baie interessant. So, ons lewe in 'n, ek het nou maar hierdie woorde opgemaak, 'n nie vriendelike gut samelewing. So, omtrent alles wat ons doen, is nie ons kolon goedgesind nie. Hoekom sê ek so? Keisersnitte neem toe. Ek het nou vir julle verduidelik hoe belangrik is normaal geboorte vir 'n kind om self te begin om probiotika te produseer. Afname in borsvoeding. Okay, ons almal gee amper formule, of nie almal nie, ja, ek dink dit hang maar af van wat se samelewing jy leef, maar meeste ma's moet op 3 maande weer gaan werk en dan gee hulle vir die kinders formule melk. Vroeë ouderdom begin ons vir die kinders antibiotika gee. Dit is altyd my die ergste as daar newborns of kinders onder 2 of kinders onder 1 inkom en hulle moet antibiotika gebruik, want dit is, ja, ek verstaan, partykeer is die kind regtig onsiek, maar ja, dit is eintlik nie, dit moet nie so wees nie, dit sit eintlik daai kind op om vir die res van sy lewe gesondheidsprobleme te hê. Dan julle ons dieet, soos julle aan hierdie prentjie kan sien. So ek gaan jou nie oordeel nie, maar as jy nou in jou binneste gedink het, dit lyk lekker, dan is hierdie netjie vir jou. Hoë suiker, lae vesel dieet. Julle, dit is gif vir jou kolon. Jou kolon soek vesel. Dit is die prebiotika wat eintlik die goeie bakterieë voed. So hierdie tipe kos wat ek hier sit op hierdie, dit het letterlik amper niks vesel in nie. Jou liggaam skree eintlik, nee, hier kom inflammasie as jy hierdie tipe goed eet. So, ja, dan laat tot gee polyphenols. Polyphenols kom voor in groenblare en in sekere groentes en vrugte, soos blou bessies en so. Ons eet nie meer hierdie tipe kosse nie, ons eet alles wat uit pakkies uitkom en uit blikkies uitkom. Dan vervaardigde kosse, julle, dit is nou typies die pakkies en die blikkies en die boksie kosse. Hierdie kosse is gehidroliseer, dit is gemodifiseer, daar's gomme in, gums, daar's gluten in, daar's emulsifiseringsmiddels in. En ek wil vir julle sommer net ietsie interessant sê. Ek gaan nou nie 'n brand of 'n so 'n naam noem nie, maar daar's baie maatskappye daar buite wat hulle self bemark as hulle vertel die waarheid op hulle labels en die mens dink amper alles wat ek hier kan eet is goed, né? Want hulle sê nou, hierdie is eenvoudig die waarheid. Gaan lees asseblief die etiket. Moenie julle woord daarvoor van nie, want daar staan dalk voorop staan daar reduced sugar, no MSG, no preservatives, no coloring, bla 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 bla. Gaan lees asseblief die agterkant. Daar's nog steeds goed soos maltodextrin daarin. Dit word bewys maltodextrin veroorsaak inflammasie in jou kolon. Dis nog steeds in daai pakkies. Daar's dextrose in. So daar's onnatuurlike middels in hierdie goed in. So hulle dalk nie baie slegte goed soos sê maar 'n pak Doritos of wat ook al wat jy weet, okay, daar's amper net nonsens in daai pakke nie. Daar is bietjie beter bestanddele, maar daai goed is nog steeds nie vir jou liggaam as jy dit vergelyk met wat God vir ons geskep het, is dit nog steeds 6ste prys. Dis nie eers 2de prys nie. Dit is nie eers 'n prys nie. Dis laaste plek. So, ja, ons moet mooi dink, want ek dink baie keer dan dink ons as ma's, ek nou so gemoedsrigs. Ek gee nou vir my kind hierdie goeders wat darm 'n bederfie is, maar daar's niks nonsens in nie. Julle, dit is in 'n fabriek gemaak. Daar is nonsens in. Daar's onnatuurlike chemikalieë, chemiese goed daarin. Dit kom nie van die aarde af nie. Moenie dit eet nie. Okay, so dis maar sommer net ek kon nie wag om daai enetjie net te sê nie. En dan is ons kosse ook met gifstowwe bespuit, né? So kan julle dink hierdie is in ons daaglikse lewe. Dit is nie vir ons kolon baie lekker, al hierdie faktore. Dit maak dit vir ons kolon moeilik om nie, kom ek sê, hierdie faktore laat ons kolon elke liewe dag inflammasie beveg en dan is daar nog nie eers 'n siekte nie. Dis letterlik net die kos wat ons eet.
Okay, dan die volgende goeders is geneesmiddels wat die kolon krenk. Julle, ek wil eintlik maar vir julle sê, dis my leuke opinie, maar as jy kroniese medikasie gebruik, al is dit nie een van hierdie tipes nie, wil ek vir jou sê, dit het 'n tol op jou kolon. Soos dit is chemikalie, dit is chemiese goeders wat jy elke liewe dag drink. Ons liggame is gemaak om van die aarde af te leef en alle medisyne is chemikalie wat ons die hele tyd drink. Okay, so maar hierdie is nou spesifiek bewys, dit maak baie inflammasie in ons kolon en lei tot baie siektetoestande. So teensuurmiddels, julle goeders soos Lancap, Nexium, al daai goedertjies wat jy dink is OTC, so dit is nie so sterk nie. Jy gaan koop 7 dae se voorraad, maar as jy weer sien, gaan jy elke 7 dae en gaan koop voorraad, so jy kon net sowel kon die dokter dit maar vir jou vir 6 maande voorgeskryf het. Daai tipe goedjies, anti-inflammatoriese middels, jou Mybulins, jou Genpain, al daai goeders, veral die goeders met Brufen in of ibuprofen in. Dan hormoonterapie, die pil of selfs hormoonvervangingsterapie. Ek het nog nie 'n vrou gekry met IBS wat nie die pil gebruik nie. Almal het of die pil gebruik onlangs of is nog steeds op die pil en dit is die rede hoekom hulle verskriklike kolonprobleme het. Dan ons stres, wie van ons stres nie? Dis nie eintlik God se hart nie, julle, soos God sê ons moet alle bekommernisse vir hom gee. Hy sê moenie worry oor die dag van môre nie. So weer eens volg ons nie sy beginsels nie. So ons liggame sit met die effek daarvan. Die hoop pas, go, doen. Kan nie rus nie, 7 dae 'n week werk, na ure, heeltyd op ons fone, al daai tipe goedjies en dan alkoholverbruik. Julle, ek praat nie van oormatige alkohol nie. Ek praat letterlik van as jy kyk na die chemiese struktuur van alkohol, die OH, daai molekule maak inflammasie in jou darm. So dit is soms is dit 1 glasie wyn al, is jy nie dronk nie, dit beïnvloed nog steeds die werking van jou kolon. So ek weet nie of iemand is van julle wat nie deur een van hierdie faktore geraak is nie. Sit dalk jou hand op dat ek net kan sien, hey, daar is dalk iemand, want ek neem aan almal van ons is deur iets van hierdie geraak. So die volgende is 'n prentjie van 'n tuin, julle. Dit is nou veronderstel eintlik hoe ons innerlike tuin moet wees, wat nou ons kolon is. Alles moet lekker blom, daar moet bytjies wees wat bestuiving bring en voeltjies en vlinders en dit moet net hierdie wonderlike utopia wees. Dis eintlik hoe ons binnekant moet wees. So as dit nie is nie, dan het jy simptome, byvoorbeeld so soeibrand, jy sukkel gereeld met soeibrand, IBS, met ander woorde opgeblaasenheid, hartlywigheid, diarree, hulle noem dit 'n food baby, dis as jy eet en jou maag swel op en dit lyk amper asof jy swanger is. Ja, ek het net gesê opgeblaasenheid, winderigheid, IBD, colitis of Crohn's. So daai is vir jou voor die hand ligging dat iets is nie lekker in my maag nie, want jy beleef die simptome in jou maag of nou jou kolon, dis wat ek bedoel. Maar goeie soos gewigstoename, diabetes, allergieë, asma, depressie, angs, ADHD, demensia, en outoimmuunsiektes, julle daai sambreel is eintlik maar alles daai val onder die sambreel tussen daar's iets in jou gut wat nie reg werk nie. So jou gut kry swaar. So daarom moet ons kyk na ons kolon se gesondheid, aktief en intentioneel. Julle probiotika is nie net ietsie wat jy drink as jy antibiotika gebruik nie, asseblief nie. As jy nou sien al die wonderlike goed wat dit ondersteun en help, en jy neem in ag die omgewing wat ons het en wat ons daagliks doen, is 'n probiotika of gefermenteerde kos is baie belangrik. Okay, siektetoestande waarvoor probiotika kan help. Okay, julle, voordat ek hierby begin, wil ek tog net, ek gaan hierdie vat as 'n voorbeeld, julle, want dis die probiotika wat ek gebruik, maar julle sal aan die einde van vanaand verstaan wat ek bedoel. Ek vat hierdie net as 'n voorbeeld, so kom ek wys hom soms so net. So hierdie is byvoorbeeld die probiotika wat ek gebruik. Nou hier agterop, so dis nou eintlik om vir julle te sê, gaan lees aan die agterkant van julle probiotikas, as jy het. Hierso staan daar nou, elke mengsel bevat Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum en Bifidobacterium longum, né? Dit is ek wil net vir julle sê, dis die tipe name strains. Hulle noem dit strains. Dit is die tipe bakterie wat hier binne-in is. So, wat baie belangrik is elke een van hierdie strains het verskillende werkings. So, julle sal sien by party van die siektetoestande wat ek noem ek 'n ander strain. Dit beteken daai strain is daar wetenskaplike bewyse dat vir 'n sekere toestand wat ek dalk nou noem, werk daai strain. Okay, so ek wou net dit vir julle genoem het dat julle kan verstaan waarvan ek praat. Okay, so die eerste een wat dalk seker voor die hand liggend is,
dit verbeter spysvertering, gesondheid. Julle, so alles wat ek nou met julle deel, is uit navorsing uit. Hierdie is nie 'n, ek het gesien dit gebeur, of wat ook al nie, daar is wetenskaplike bewyse dat dit is wat die probiotika doen. Okay, so diarree, probiotika kan dit voorkom en behandel, en dit is reisigersdiarree, as jy oorsee gegaan het en jy daar ergens 'n kiem opgetel, antibiotika geassosieerde diarree, akute diarree en infectious. Dit is byvoorbeeld as dit 'n bakterie of 'n virus of 'n ding is, iets wat jy aangesteek het. Al daai tipe diarree behandel probiotika. Dan kan dit behandeling en voorkomend wees vir hartlywigheid en opgeblaasenheid. Dan beskerm dit teen ulceratiewe kolitis en Crohn's. Die navorsing bewys meer teen ulceratiewe kolitis as Crohn's, maar daar is enkele gevalle waar dit wel voordelig is vir Crohn's. En dan is daar nou nog baie navorsing wat gedoen word oor celiac. So celiac is 'n outoimmuun siekte waar jou liggaam kan glad nie gluten, hy kan amper nie vir gluten kyk nie, dan die mense gooi op, ek het 'n vriendin gehad wat letterlik sy are gebars in haar oë, so baie het sy opgebring, as haar letterlik in 'n spesery gluten was, alhoewel sy geen ander gluten gegee het nie, dan was haar in 'n spesery gluten, dat haar liggaam so gereageer, so dis nie ek voel ongemaklik nie, dit is regtig, dit is baie, jou liggaam wys vir jou in alle moontlike maniere dat hy nie hierdie kos binne in hom wil hê nie. So, navorsing begin al hoe meer wys dat daar vir celiac, dat dit dalk 'n oplossing kan wees, maar meer studies moet gedoen word. En dan glutenintoleransie, dit is meer 'n allergie. Dit is byvoorbeeld, jy eet gluten en dan swel jou maag op, of jou maagpyn, of ietsie soos dit. En ek het al wonderlike resultate gesien. Ek het 'n vriendin wat vir 'n lang ruk, sy moes seker vir 4 of 5 maande lank, wat sy probiotika, sy het klomp ander goed ook gedoen, maar sy het probiotika spesifiek gedrink, en sy was so dat haar maag het verskriklik gepyn as sy 'n stukkie brood of 'n koekie of 'n ding eet, en so sy het dit heeltemal uit haar dieet uitgesny, en na 6, ek sou sê tussen 4 en 6 weke, kan sy gluten nou eet. So sy probeer dit nog steeds vermy, maar as sy 'n stuk koek eet, dan krul sy nie van die pyn nie, sy kan soos 'n normale mens aangaan. So dis nogals wonderlik. Ek het dit self beleef. Pouchitis, ek weet nie of ek dit reg sê nie, maar dit is as jou rectum en dikterm verwyder is. So, probiotika kan die pyn geassosieer met dit, kan dit verbeter, en dit kan die uitkomste verbeter. En dan kan dit help om Helicobacter pylori, dit is 'n tipe bakterie wat in mense ingewande ontstaan, dit is 'n vieslike ding, is nie baie lekker nie, maar hy kan help om dit te beëindig. Dan die volgende een, dit kan antibiotika weerstandigheid verlaag. So ons almal dink, ek net gou seker maak hierso. Dis net wat ek wou sê. Belangrik, as jy dit nou, sê maar nou, die hartlywigheid, opgeblaasenheid en so by die SWK of die spysvertering kanaal. As jy wil hê probiotika moet vir dit werk, moet jy ten minste 8 weke lank 'n probiotika, en dit moet 'n multistrain wees. Met ander woorde, daar moet meer as een tipe bakterie daarin wees. So, ek dink baie keer verwag ons na een keer se gebruik of na 'n week ek moet nou beter voel, maar hierdie is 'n langtermyn gebruik en is 'n baie spesifiek, dit moet 'n multistrain wees. So baie keer gebruik ons ook nie die verkeerde probiotika, dan dink ons dit werk nie. So dit verlaag antibiotika weerstandigheid. Dis wonderlik. So antibiotika weerstandigheid is tans beskou die Wêreldgesondheidsorganisasie as een van, dit is soos 'n pandemie waiting to happen, as ek dit eintlik maar so kan sê. Want daar gaan chaos wees as die hele wêreld weerstandig raak teen antibiotika. Dit beteken antibiotika gaan nie meer werk nie. So, en antibiotika is op hierdie stadium vir baie mense red dit lewens. So, hulle sien dit as een van die lewensgevaarlikste bedreigings vir die mensdom is wanneer bakterieë nie meer reageer op antibiotika nie. So wat kan probiotika doen? Dis nogals ongelooflik. Probiotika verbeter die werking van die antibiotika, omdat dit die kolon herkoloniseer met 'n verskeidenheid mikrobiome. Dan reageer jou liggaam beter op die antibiotika. So dis die een ding, so jou liggaam reageer beter op die antibiotika, en dan sal jy nie noodwendig weerstandig raak nie, want die antibiotika is dan meer effektief, en dan verminder dit ook antibiotika verwante neeweffekte. Baie interessant, as jy antibiotika gebruik het, meeste van ons, ek onthou, soos jy gee, as dit 'n 50 kursus antibiotika is, dan gee jy 10 probiotika pilletjies, 1-2 keer 'n dag, so met ander woorde, dit hou 5 dae. Maar interessant, die navorsing wat ek kry sê, jy moet tot 4 maande nadat jy antibiotika gebruik het, moet jy op 'n probiotika wees, net om daai verskeidenheid mikrobiome weer te herstel in jou binneste. So dit is nogals interessant.
Dan verstandelike versteuring. So ek het julle nou gesê van die brein kolonverbintenis. Baie siektes word hierdeur beïnvloed. Julle so autisme, depressie, ADHD, multiple sklerosis en obesiteit word alles beïnvloed deur die gesondheid van jou kolon. So baie interessant, hulle sê dit is as gevolg van hierdie verskriklike anti-inflammatoriese werking van die goeie bakterieë in jou brein-gut konneksie of in daai aksis, is dit hoekom dit baie van hierdie simptome van hierdie siektes kan verbeter. So hulle sê dit kan die toename van stresshormone, dit is die adrenocorticotropin hormoon, epinefrine en corticosteroon. So daai is eintlik maar, daai ACTH is eintlik 'n voorloper van cortisol. So dit kan die toename van hierdie stres hormone verminder, so dit verhoed depressie en hulle het ook bewys, het hulle gesien, die maniese episodes. Maniese episodes, hulle is, ek weet nie om dit beter te stel nie, maar as iemand bietjie uitfreak, soos rarig, soos mallerig raak, maar dit is 'n episode, en dan sak die persoon weer wat ook, dan sak hulle gemoed. Maar dat 'n probiotika kan daai maniese, die hoeveelheid wat daai persoon maniese episodes kan dit verminder, en dit kan die intensiteit van die maniese episode verander. So dis nogals belangrik. En dit selfs daar's baie navorsing daaroor, maar soos as mense die regte strains gebruik vir autisme, kan julle regtig baie goeie uitwerking sien. Beter immuniteit. Dit voorkom 'n groot spektrum siektes. So as jy die regte kosse eet en jou liggaam is nie die hele tyd besig om net die gemors wat ons elke dag eet te beveg nie, as hy die regte kosse het en hy kan die voeding uit daai kos uit absorbeer en homself begin opbou, dan is hierdie 'n wonderlike oorlogmasjien eintlik waarmee jy sit wat infeksies en siektes kan beveg. So veral kroniese inflammasie. Kroniese siektes ontstaan as gevolg van kroniese inflammasie. So probiotika kan verskeie kroniese siektes voorkom, omdat dit daai erge inflammasie-respons kan onderdruk. Dan het hulle veral gesien by ou mensies, kan dit hulle lewenskwaliteit verbeter. Net hulle overall well-being en hoe hulle voel en hulle uitkomste as hulle siek word, want ou mensies baie keer as hulle siek word, hulle immuniteit is nie meer so goed nie, so hulle word baie siek, en probiotika kan daai uitkomste verbeter. En dan wat baie interessant was, wat hulle gesien het, hier is baie interessant, in die COVID-tyd, die mense wat se darmes op die slegste plek was, hulle sê veral waar die darmes deurlaatbaar was, met ander woorde, daar was so baie inflammasie, die buitenste rand of die buitenste wand van die kolon het begin gaatjies inkry, en het goed begin uitlek in die bloedstroom. So mense wat kronies met sulke goed gesukkel het, en dan boonop COVID gekry het, hulle uitkomste of hulle prognose was baie swakker as mense wat 'n goeie gut gehad het. So dis baie interessant, dat dalk het jy, baie van ons ken mense wat baie siek geword het van COVID, dan wonder ek sommer net, hoe is hulle kolongesondheid gewees? So hulle is nou besig met studies om te kyk of probiotika moontlik voordelig vir HIV kan wees. Dan ondersteun dit 'n gesonde vel, ek het hierdie vir julle gesê, jou vel is 'n spieelbeeld van dit wat in jou kolon aangaan. So hulle sê, moontlik kan probiotika voorkomend wees vir kinderatopiese dermatitis en baba ekseem. So, daar is nogals navorsing om bewys dat kinders wat deur die geboortekanaal is en wat borsmelk gekry het, baie minder 'n baie minder kans om goeie soos ekseem te kry teenoor die wat dit nie gehad het nie. Dan ek het daai vir julle gesê, so hier is byvoorbeeld 'n strain, Lactobacillus casei. Hy word bewys dat hy vir velinflammasie kan teenwerk, daai spesifieke bakterie. Dan kan dit kosallergieë voorkom, né? So wat hulle ook sien is babas onder 2 wat 'n slegte kolon het, is baie waarskynlik om allergieë te ontwikkel. Dis baie keer ook net omdat ons vir kindertjies die verkeerde kos gee, baie vroeg gee ons vir hulle baie nie die regte kos om te eet nie, en dan dit veroorsaak dat hulle lewenslang sukkel met goeders, maar wat probiotika kan dit herstel, dis wat wonderlik is. So probiotika kan inflammasie in die gut teenwerk en die immuunrespons reguleer. So ons sien, dis wat ek nou vir julle genoem het met daai vriendin, ons sien baie goeie resultate met glutensensitiwiteite, reageer baie goed op langtermyn probiotika gebruik. Dan behandeling van ernstige babasiektes, goeie soos neonatal sepsis en nekrositiserende enterocolitis.
kom ek sê dit weer, nekrotiserende enterokolitis. Hierdie is tipe infeksies wat prembabas veral kry, klein babietjies kry dit, en wat hulle spesifiek wat dit kan behandel is hierdie Lactobacillus plantarum. So dit is baie algemeen in prembabietjies veral. So hulle het gesien, as die ma 'n probiotika tydens swangerskap gebruik en die kind word gebore en sy hou aan om die probiotika te gebruik en die kind kan borsvoed en van daai borsmelk inkry of selfs dan ook van die probiotika kry, het daai kinders 'n baie kleiner kans om sepsis te ontwikkel as dies wat byvoorbeeld nie. Soos hulle sê, dit is soos party kindertjies is letterlik dood as gevolg van te min goeie bakterieë en dan kry hulle sepsis. Dis nou veral in die onderontwikkelde lande, nie noodwendig ontwikkelde lande nie. Ek dink probiotika is al deel dalk van die regime vir prembabietjies. Okay, julle, baie interessant, dit kan jou bloeddruk verlaag. So die meganisme hoe probiotika dit doen, dit verbeter jou lipiedprofiel, met ander woorde jou hoeveelheid cholesterol wat in jou are is of in jou liggaam is. Dit verlaag insulienweerstandigheid, reguleer jou renienvlakke en verhoog antioksidante. So ek gaan nie nou diep in daai meganismes ingaan nie, maar dit is al die maniere waar probiotika moontlik jou bloeddruk kan verlaag. So wat hulle gesien het, die data is baie waardevol, en dit het vir die mense die minste neeweffekte gegee. So die mense se bloeddruk het verlaag sonder dat hulle medikasie gebruik het wat vir hulle neeweffekte gegee het. En hierdie is weer eens belangrik, julle, so daai probiotika wat ek nou vir julle gewys het, sy die hoeveelheid kolonies wat hulle noem het colony forming units, dis daai CFU wat op probiotikas staan, is 3 biljoen CFU's, nee, dit klink baie. Maar vir dit om effektief te wees, nee, die beste effek is as dit vir 8 weke lank geneem word, verskeie spesies, of as jy 100 colony forming units daagliks gebruik. So met ander woorde, amper 30 van hierdie kapsuletjies 'n dag. So obviously, mens kry mens probiotikas wat meer kolonies in het per biljoen. So ja, weer eens moenie dink as jy 'n pilletjie drink wat 1 biljoen kolonies in het, dat hoekom verlaag my bloeddruk nou nie? Hierdie mense dan moes 100 kolonies, biljoen kolonies gewees het. Ek dink is 100 biljoen, julle, dit is nie net 100 nie. Okay, dan kan dit help om diabetes te beveg. Die meganisme, dit verbeter insuliensensitiwiteit en verminder auto-immuunreaksies wat kenmerkend is in diabetes mellitus. So ek lees maar net vir julle hierso die studie, daar was 'n studie met 200,000 mense gedoen, waarvan 15,000 van hulle het diabetes gehad. So daar was 'n daadwerklike verlaging in diabetes wanneer probiotika geneem is. So dit is nogals ongelooflik, en dan sê hulle die kombinasie tussen 'n prebiotika en 'n probiotika, dit was die mees voordeligste, so dit het die grootste resultaat gehad. So julle prebiotika is eintlik net kos vir die probiotika. Dit is eintlik al, so dit is die beste manier waarop ek dit kan verduidelik. Ag julle, hierdie weet mense nie baie nie, maar mense kry iets wat hulle noem non-alcoholic fatty liver disease. Met ander woorde, jou lewer is vetterig, hy word soos hy kry 'n vet aanpaksel, maar is nie as gevolg van alkoholverbruik nie. Jou lewer kan cirrose kry, met ander woorde, hy verhard heeltemal en word ondeurlaatbaar, en dan kan jy letterlik doodgaan hiervan. So dit is 'n ernstige ding. Dit beïnvloed 80 tot 100 miljoen mense in die VSA. Daar het ek gesê, het lei tot cirrose, lewerversaking en dan dood. En dan sê ek lees maar net die aanhaling, wat hulle sê, om gutmikroba te moduleer kan 'n potensiële behandeling wees. So dit is 'n potensiële behandeling wat hulle ondersoek. Dan vaginale gesondheid. Hulle het bevind mense wat probiotika gebruik, as jy 'n vaginale reuk het, of 'n bakteriële vaginosis, daar is 'n daadwerklike verbetering wanneer iemand probiotika gebruik. So dit vir iemand daar was 'n studie waar hulle dit vir 30 dae gebruik het, en 90% van die pasiënte het 'n verbetering in vaginale gesondheid ervaar. En dan, hierdie is 'n interessante een, dit ondersteun gesonde gewig. So, dit kan die totale hoeveelheid kalorieë wat geabsorbeer word uit jou kos, kan hierdie probiotika verminder. So jy eet dalk 'n hamburger van 100 kalorieë, maak dit nou maar net op, en jou liggaam absorbeer dalk net 80 van dit. So as jy 'n probiotika neem. So dit is die een meganisme. Die ander meganisme is, dit kan jou GLP-1 verhoog. Nou vir die van julle wat Ozempic gebruik of Ozempic ken,
die hoeha, deesdae, GLP laat jou versadig voel. So as dit hierdie hormoon verhoog, dan beteken dit jy voel versadig en verbrand vinniger kalorieë. So die tipe strain wat daarvoor voordelig is Lactobacillus gasseri en Lactobacillus rhamnosus. Okay? Ek wil net hiermee sê, dit beteken nie jy kan heeltyd hamburgers en chips eet en jy eet 'n probiotika en daar verloor jy nou gewig nie. Dit is altyd in kombinasie met oefening en gesondheid. So vanaand gaan ek met julle deel, wat is die ideale probiotika? Dis nie hierdie een nie. Daar is nie so iets nie, julle. So elke strain, daai wat ek nou vir julle so gelees het, die wetenskaplike name, het sy eie voordele en werking. So jy moet gaan navorsing doen oor watter probiotika gaan vir jou siektetoestand of vir jou situasie die beste werk. Daar is nie 'n one size fits all nie. Baie van hierdie probiotikas het geldmaak, dis geldmaak stories, julle. Ek sê hierdie vir julle, en ek gaan probeer om nie name te noem nie. Ek sê altyd ek gaan nie name noem nie, as ek weet sien dan is die naam uit. Maar meeste probiotikas wat ons op rakke in winkels koop, julle is gemors. Is absoluut gemors. Baie van dit bly nie stabiel op die rak nie. Baie van dit in die yskas, teen die tyd wat dit by jou maag uitkom, is baie van daai lewendige kolonies klaar dood, want dit kan net stabiel wees in die yskas. So die oomblik as jy dit uitvat en net vir daai 30 minute wat dit in jou maag gaan meeste van daai kolonies dood. So ons moet baie navorsing gaan doen. Die dokter wat ek die inligting by gekry het, hy het net, sy probiotikas is super duur, maar dit is alles deur spesifieke laboratoriums vir hom gemaak. Hy verkoop nie goedjies wat jy in 'n mark of 'n plekkie kan gaan kry nie. Dit is baie gespesialiseerde probiotika. So moenie julle geld mors nie. Dis wat ek vir julle sê. So net vir interessantheid deel ek vir julle. So hierdie is die 3 strains wat hierdie probiotika het wat ek gebruik. Ek is mal oor hierdie probiotika. Hierdie Lactobacillus gasseri word gebruik vir hooikoors, asma, verkoue, diarree en obesiteit. So baie keer sal mense wat hierdie Flora Food gebruik, hulle verloor gewig, maar dit is absoluut net as gevolg van hierdie 2, Bifidobacterium longum en Lactobacillus gasseri. Hierdie 2 word bewys dat dit kan help met gewigsverlies en die verlaging van obesiteit. So longum of Bifidobacterium longum help vir kroniese kolitis, verlaag inflammasie en gewigsverlies, en Bifidobacterium bifidum, IBS, boonste lugweginfeksie, ekseem en hartlywigheid. So ja, dis sommer net vir interessantheid. Hoe om die regte probiotika te kies? Want dit is die ding, ons weet baie min eintlik van probiotika af. So hierso is nou vir julle lysie. Gaan doen baie navorsing. Daar's baie gemors op die rakke wat ek nou net vir julle gesê het. Wie is die verskaffer? Waar word dit gemaak? Hoe word kwaliteitskontrole toegepas? Hierdie goed kry jy nie op die botteltjie nie. Ja, daar's baie keer is al bewoording op die etikette natural, made from live bacteria, sulke tipe nonsens, en dit is bemarkingsfoefies, dit beteken niks nie. Was hitte betrokke in die maak van die probiotika? As hitte betrokke was, is daar geen lewendige punch, dis nie lewend nie, so jy drink net 'n pilletjie wat dood is. Bly dit stabiel tydens die rakleeftyd. So, weer eens, hoekom ek hou van my probiotika, is dit word bewys, tot die dag van die vervaldatum wat op hierdie bottel is, bly die hoeveelheid kolonies presies dieselfde. En dit word bewys, dit bly 90 minute lank in jou maag, bly dit stabiel. Met ander woorde, die maagsappe verteer nie die bakterieë nie, so daai bakterieë kom by jou darmes uit. Dit is baie belangrik. Baie probiotikas hou nie eers 30 minute lank in jou maag nie, voordat dit verteer word nie. Was die koue ketting gehandhaaf indien dit in die yskas moet wees? Met ander woorde, die plek wat dit nou vir jou apteek vat, het hulle die hele pad die koue ketting gehandhaaf. Met ander woorde, dit was tussen 5 en 7 grade. Was dit koel gehou. En toe het jou apteek ook verseker dat tussen 5 en 7 grade koel gehou word in die yskas. Want as dit nie gedoen is, is die koue ketting gebreek en dan is dit nie meer stabiel nie. Gewoonlik bereik yskas probiotikas nooit die darmes nie. Dis nie stabiel nie. Dis wat ek nou vir julle gesê het. En dan hierso soek vir iets wat sê live and active cultures. Nie
made with active cultures nie, want dit beteken, dit is nie meer active teen tyd wat jy drink nie, dit is net gemaak met aktiewe kulture, en dan customized is die beste, met ander woorde, as jy iets soek vir gewigsverlies, gaan kies 'n probiotika wat bewys is, dit werk vir gewigsverlies. As jy een soek vir jou IBS, kies die strain wat bewys is, dit werk vir dit. Wat van gefermenteerde kosse en drankies? Julle, kombinasie is die beste. So 'n probiotika met gefermenteerde kosse wat jy elke dag eet, dit is wonderlik, want die gefermenteerde kosse maak dat daar 'n diversele hoeveelheid en soort bakterieë gemaak word. So dis nogals wonderlik. So probiotika en die daaglikse inname van gefermenteerde kosse is eerste prys. Voorbeelde daarvan is tempeh, miso, natto, kimchi, sauerkraut en agurkies. So as jy dit elke dag kan inneem of in jou kosse inwerk, in slaaie inwerk, dit is baie goed vir jou. Wat dan van kombucha? Ek kry so baie mense wat my vra, maar ek drink kombucha, wat van kombucha? Julle, dit is moeilik vir my om dit te beantwoord, want mense kry baie kombucha byvoorbeeld op die rakke. En wat hulle bevind het is, die suiker wat in hierdie kombucha is, dit ondermyn heeltemal die voordeel van die kombucha, die lewendige kulture wat in die sap is. Die suiker is te veel. En baie keer is die hoeveelheid lewendige kulture wat in die kombucha is nie noemenswaardig nie. Dit is nie iets om oor huis toe te skryf nie. Dit gaan geen verskil maak nie. Dit is te klein. So, ja, dit is baie moeilik. Baie mense maak hulle eie kombucha. Wat baie keer ook kan gebeur is, mens weet nie wat se strains vorm nie, né? Dis dan 'n lewendige drankie wat jy drink. Ja, so dit is, maar ek sou dit eerder deur kos wou inkry. Ek probeer altyd vir mense sê, moenie kalorieë inneem deur dit wat jy drink nie. Neem jou kalorieë in deur kos, want kos bevat voeding. Die goed wat ons drink het nie voeding nie, dis empty calories, dit is leeg. So probeer eerder maar jou gefermenteerde kosse eet. Daar sê julle, dis al vir vanaand. Waarmee kan ek help? 1-tot-1 konsultasies, leefstylanalises, holistiese benadering tot kroniese kondisies en medikasie en ondersteuning in jou genesingspad. So daarso is weer my groepie, dis mis, kies ek sien ek hulle stuur vir my, jy moet nou klaar praat. Hierso is my groepie se QR code, as jy nog nie op my groep is nie en graag wil aansluit. Ja, ek sal daar sê wat ek volgende gaan doen, ek is nog nie seker nie. Maar ja, ek hoop julle het vanaand geniet en mag julle almal 'n geseënde week hê en elke dag begin om sauerkraut te eet. Baie julle.